Môre, môre, môre. Hoop julle het lekker geslaap en julle is wakker. Lekker vroegoggend nog. En ja, mag julle 'n wonderlike dag hê en mag julle die genade van die Here beleef in hierdie dag wat ons saam aanpak. En ek hoop as jy vanoggend wakker geword het jy onmiddellik vir die Here dankie gesê dat jy vir nog 'n nag gespaar is. Dit is net 'n gawe en 'n stuk genade dat jy vanmôre jou oë kon oopmaak en daarvoor moet ons altyd vir die Here dankbaar wees. Ek wil graag vanmôre vir julle lees die baie bekende vrug van die Gees uit Galasiërs 5 vers 2 en 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou ja, julle vanmôre toe ek nou weer hierdie vrug van die Gees lees, toe besef ek dadelik, weet julle, ons het so 'n groot wanpersepsie van wat die Gees in ons lewe moet kom doen. Dat as ons met die Gees vervul is, dan maak dit nou skielik van ons een of ander wonderwerker, nê. En as jy nou nog nie dit is nie, dan het jy nou nog nie die Gees nie. Jy moet kan siekes gesond maak, jy moet kan tornado's voorkom. Jy moet die weer kan verander. Jy moet tekens en wonders kan doen. Jy dink jy moet al hierdie groot massiewe goed doen as die Gees in jou is, maar weet julle, wonderwerke gebeur mos maar wel deur ons impak. As 'n mens as mense aangeraak word deur ons liefde wat baie lanklaas aangeraak word, dan vind daar in hulle 'n stuk genesing plaas. En onverwagse dinge gebeur baie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dis nie die beklemtoning van vervuld met die Gees wees nie. Dis maar net neuweprodukte van iets wat baie dieper in ons lê. Die ware produk is 'n lewe wat deur die negatiewe kwaliteite gekenmerk word. Almal van hulle is moreel, en nie een van hulle is 'n wonderwerk nie. En die klem word daar eintlik maar heeltemal reg op die geestelike en die morele geplaas, en nie op die magiese en die wonderwerkende nie. Dit is nogal interessant as jy 2 Korintiërs gaan lees, in hoofstuk 6 vers 4 tot 10, dan noem Paulus hierdie dinge op, wat hom 'n ware dienaar van die Here maak. En elke een van daardie kwaliteite is morele kwaliteite. Nie een keer noem hy wonderwerke nie. Hulle het wel vir hom gebeur, maar hy het geweet dat die grootste wonderwerk was besig om binne in hom plaas te vind. En dit is dan ook waar hy die klem plaas. En in Galasiërs 5 vers 19, net voor hierdie vrug van die Gees, praat hy oor die praktyke van die sondige natuur, maar dan praat hy ook oor die vrug van die Gees, die praktyke van die Gees. Praktyke is nie natuurlik nie, hulle is gefabriseer. Maar vrugte is 'n natuurlike verskynsel, en dit is waarvoor God ons gemaak het. En dit is baie interessant dat hierdie vrug van die Gees net vir jou en my gegee kan word as ons die Gees het. Dit kom nie natuurlik vir die sondige mens nie. Dit kom uit genade van God aan hulle wat gered en verlos is. En dit is waarna ek en jy moet strewe as ek en jy kinders van die Here is, om die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar te gaan maak. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Here Jesus, uit dankbaarheid wil ek vir U kom dankie sê dat U dit moontlik vir my maak om vrug te mag dra, die vrug van die Gees. Help my dat ek in U genade ook verder in dit sal groei en meer sal word soos wat Hy my maak. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Nou ja, julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Môre praat ons verder. Totsiens.